Welkom julle. Vandag doen ek saam met julle 'n KOJ en 'n KBJ oefening. Ons begin altyd bo met 'n oefening om seker te maak ons kry al die inligting wat ons nodig het om ons joernale in te vul. Ons begin by oefening 1. S-Slim konferensie en gastehuis. Jy is die boekhouer van die besigheid met S-Slim as eienaar. Ons tariewe is as volg. Die konferensie is R100 per persoon, 'n enkelkamer is R300 per nag en 'n dubbelkamer is R400 per nag. Ons opdrag: teken die transaksies van Mei 2024 in die korrekte joernale aan. Gee self dokumentnommers waar dit nie verskaf is nie. Kom ons lees gou die transaksie saam met julle voor ons begin. Mei 2024, op die 1ste, reik transaksie 245 uit aan V-Visie vir bespreking van 2 enkelkamers en 'n dubbelkamer. Op dieselfde dag trek R10.000 kontant vir lone. Op dieselfde dag nog 'n transaksie. B-Besigheid betaal 12 enkelkamers en 8 dubbelkamers nadat die eienaar 10% afslag gegee het. Reik 'n kwitansie aan hulle uit. Op die 8ste maak EFO betaling nommer 221 aan linne en dekor uit vir verbruiksgoedere R2000, bedkassies R2500. Op die 9de maak 'n EFO betaling aan 'n rus sag vir 4 beddens teen R1000 elk. Op die 12de S-Slim deponeer R100.000 kapitaal direk in die lopende bankrekening. Reik 'n kwitansie uit. Willem se gesin op die 15de betaal elektronies vir 3 kamers, die ouers deel 'n kamer, 2 susters deel 'n kamer en die seun kry sy eie kamer. Op die 16de betaal die skool R2000 vir die jaar se skoolgeld vir die eienaar se dogter per EFO. Op die 20ste, bankstaat van Volkskas Bank toon die volgende: bankkoste R250, rente ontvang op lopende rekening R500. 30ste, goue lokke haarkappers bespreek en betaal vir die konferensie in Junie, reik 'n kwitansie uit. Goed, kom ons kyk na die eerste transaksie. Reik kwitansie 245 uit aan V-Visie vir bespreking van 2 enkelkamers en 1 dubbelkamer. As ons 'n kwitansie uitreik, dan kom dit in die KOJ. Nou hier is nie 'n bedrag nie, so ons gaan dit gou-gou uitwerk. Ons sien die konferensie is R100 per persoon, 'n enkelkamer is R300 per nag en 'n dubbelkamer is R400 per nag. So ons gaan dit uitwerk. As 2 enkelkamers, dit is 2 maal 300 en dit gee vir ons 600, plus 400 vir die dubbelkamer en dit saam gee vir ons R1000. So kom ons gaan teken dit in die joernaal aan. By dokument sê ons dan KW vir kwitansie 245 op die 1ste V-Visie. By ontleding van ontvangste gaan ons R1000 insit, maar ons gaan dit nie by bank sit nie. Hoekom nie? Want daar is meer as 1 transaksie vir dieselfde dag. By lopende inkomste gaan ons R1000 insit. Ons tweede transaksie vir die dag trek R10.000 kontant vir lone. Die oomblik wanneer ons geld trek, dan kom dit in die KBJ. Kom ons doen die transaksie. Ons dokument is BS vir bankstaat. Die dag is die 1ste. Besonderhede is kontant, want ons het die geld fisies by die ATM getrek. By bank gaan ons R10.000 insit en dit was vir lone, so ons gaan by lone R10.000 insit. Goed, ons doen die laaste transaksie van dag 1. B-Besigheid betaal 12 enkelkamers en 8 dubbelkamers nadat die eienaar hulle 10% afslag gegee het. Reik 'n kwitansie aan hulle uit. So die as ons sien ons moet 'n kwitansie aan iemand uitreik, het ons die geld ontvang en dit kom in die KOJ. Weereens het ons nie 'n bedrag nie, so ons moet dit gaan uitwerk. Ons sien dis 12 enkelkamers plus 8 dubbelkamers. Nou 12 maal 300 gee vir ons 3600 en 8 maal 400 gee vir ons 3200 en saam gee dit vir ons 6800.
Maar ons sien die eienaar S-Slim het vir hulle 10% afslag gegee. So ons gaan sê 6.800 minus 10% gee vir ons 6.120. En dit is dan die bedrag wat ons moet gebruik. Kom ons doen die transaksie. Dokumentnommer KW246 op die dag 1, besonderhede B besigheid, ontleding van ontvangste 6.120, dan gaan ons by lopende inkomste eers skryf 6.120. Nou gaan ons na bank kyk, want dit is die laaste transaksie vir die dag. Nou gaan ons ontleding van ontvangste by mekaar tel en dit by bank sit. So R1.000 van veevisie plus besigheid se 6.120 gee vir ons 'n banktotaal van 7.120. Ons volgende transaksie is op die 8ste. Maak 'n EFO betaling nommer 221 aan Linne en Dekor uit vir verbruiksgoedere vir R2.000 en bedkassies vir R2.500. Ons het 'n EFO betaling gemaak, met ander woorde, dit kom in die KBJ. Ons moet onthou, bedkassies is toerusting. Goed, dokument gaan wees EFO 221, die dag is die 8ste, besonderhede gaan wees Linne en Dekor, die bank gaan wees R4.500, dit is die R2.000 van verbruiksgoedere, plus die bedkassies se R2.500, verbruiksgoedere is dan R2.000, daar is nie 'n kolom vir toerusting nie. Met ander woorde, ons gaan die R2.500 van toerusting by diverse rekeninge insit, so die bedrag daar is R2.500, en dan by besonderhede gaan ons toerusting skryf. Volgende transaksie op die 9de. Maak EFO betaling aan 'n russag vir 4 beddens teen R1.000 elk. Goed, ons maak 'n EFO betaling, so met ander woorde, dit kom in die KBJ. Transaksie is soos volg. Dokument gaan wees EFO 222, dag gaan wees 9de, besonderhede is russag, dan bank is R4.000, hoekom? Want is 4 beddens maal R1.000 elk. En dan beddens is toerusting, daar is nie 'n kolom vir toerusting nie, so ons gaan sê, by diverse rekeninge bedrag R4.000, en besonderhede gaan dan toerusting wees. Op die 12de sien ons S-Slim deponeer R100.000 kapitaal direk in die lopende bankrekening. Ons moet 'n kwitansie uitreik. So as ons sien die eienaar het kapitaal in die rekening inbetaal en 'n kwitansie, dan weet ons die geld ontvang, dit moet in die KOJ kom. So ons dokument gaan wees KW247, die dag gaan wees die 12de, besonderhede is S-Slim. Die eienaar het die geld direk, met ander woorde elektronies in die bankrekening inbetaal, dit gaan nie in ontleding van ontvangste kom nie. So by bank is dit R100.000 en dan is daar nie 'n kolom vir kapitaal nie. Ons gaan dit by diverse rekeninge skryf, bedrag R100.000 en besonderhede is kapitaal. Die 15de. Die Willemse gesin betaal elektronies vir 3 kamers. Die ouers deel 'n kamer, die 2 susters deel 'n kamer en die seun kry sy eie kamer. Die Willemse gesin het elektronies betaal, ons het die geld ontvang. Met ander woorde, dit kom in die KOJ en ons gaan weer 'n sommetjie moet uitwerk. Die ouers het dubbelkamer, met ander woorde, hulle deel 'n kamer, so dit is 'n dubbelkamer. Dit gaan R400 wees, die susters deel 'n kamer, met ander woorde, dit gaan ook 'n dubbelkamer wees. Dit is ook R400 en die seun kry sy eie kamer, dit gaan 'n enkelkamer dan nou met ander woorde wees en dis R300. So saam gaan dit R1.100 wees. Die transaksie gaan wees KW248 op die 15de. Die besonderhede is Willemse. Hulle het dit elektronies inbetaal, so dit gaan direk in die bank wees. Met ander woorde, bank is R1.100. Dit is lopende inkomste. So
dit gaan R1100 wees. Op die 16de betaal die skool R2000 vir jaarse skoolgeld vir die eienaar se dogter per EFO. Ons betaal fisies die skool, so dit is uitgawe, dit kom in die KBJ. Ons doen die transaksie as volg. Dokumentnommer EFO 223 op die 16de. Die besonderhede is, die skool, die bank gaan wees R2000 en dit is vir die eienaar se persoonlike gebruik. So dit is onttrekkings. Daar is nie 'n kolom vir onttrekkings nie. Met ander woorde, ons gaan diverse rekeninge toe. So by bedrag gaan ons R2000 skryf en by besonderhede gaan ons onttrekkings skryf. Die bankstaat van Volkskas Bank toon op die 20ste bankkoste van R250 en rente ontvang op lopende rekening van R500. Goed, die bankkoste is 'n uitgawe. Ons betaal dit aan die bank, dit kom in die KBJ, rente ontvang op lopende rekening, se inkomste, en dan gaan ons dit in die KOJ skryf. Kom ons doen die kontant betalingsjoernaal eerste. Dokument is BS vir bankstaat, die dag is die 20ste, besonderhede is Volkskas Bank, die bedrag gaan R250 by bank wees, daar is nie 'n kolom vir bankkoste nie. Ons gaan bedrag R250 sit en by besonderhede gaan ons bankkoste sit. As ons al die transaksies klaar gedoen het van die KBJ, dan tel ons gou die totale van die kolomme op en skryf dit in. Ons doen die volgende transaksie op die 20ste, rente ontvang op lopende rekening, dit gaan dan in die KOJ kom. By dokument gaan ons sê BS vir bankstaat, die dag is die 20ste, die besonderhede is Volkskas Bank, en omdat dit op die bankstaat verskyn, gaan ons dit direk in bank sit, R500, daar is nie 'n kolom vir rente ontvang nie, so ons gaan dit by diverse rekeninge by bedrag sit, en by besonderhede gaan ons rente op lopende rekening sit. Die laaste transaksie vir die maand, op die 30ste, Goue Lokke Haarkappers, bespreek en betaal R700 vir die konferensie in Junie, reik 'n kwitansie uit. Reik 'n kwitansie uit beteken ons het geld ontvang, ons gaan hierdie transaksie in die KOJ skryf. Die dokumentnommer is KW 249, die dag is die 30ste, besonderhede is Goue Lokke Haarkappers, is die enigste transaksie vir die dag, so ons gaan dit by ontleding van ontvangste R700 en by bank R700 skryf. Lopende inkomste is dan ook R700. Dan kan ons die totale vir die KOJ bereken. Omdat hierdie video reeds so lank is, gaan ek 'n volgende video maak waar ons die kolomme van hierdie oefening gaan optel en balanseer en seker maak ons het nie 'n inskrywing gemis of 'n bedrag verkeerd ingeskryf nie. Julle moet onthou om te like en subscribe, kyk uit vir ons wiskunde en wiskundige geletterdheid video's en groetnis.